Goeiemôre broeders en susters. Baie welkom aan almal van u vanoggend. Ons sê ook welkom vir diegene wat deur die internet inskakel op ons erediens. Mag die Here vir ons ryklik seën ook in hierdie besonderse ontmoeting met hom. Ons sal graag vanoggend ook nuwe lidmate by ons verwelkom. In eerste plek Jacqueline Jacobs. Nou Jacqueline, ek het jou nog nie gesien nie. Juffrou staan 'n bietjie. Dankie Jacqueline. Ek dink baie van u ken vir Jacqueline. Hulle was voorheen in die gemeente. Sy's weer hier by ons. Haar geestelike tuiste. Jacqueline, is vir ons lekker om jou by ons te hê. Ook saam met jou familie. Sy is onderwyseres by Bellville Tegnies Hoër. Dus ek dink baie seuns sal haar ken. Goeie juffrou, klaar gemerk. Ek hoop al die matriek se deurgekom, Jacqueline. Maar aan jou baie welkom hier in ons gemeente. En dan, broeders en susters, wil ons graag vanoggend baie dankie sê aan Dominee Anton en Hester Janse van Rensburg. En ek dink u ken hulle almal. Anton steek net daar sit hulle. Ek dink ons ken hulle almal. As ek reg is, het Dominee Anton vir 10 jaar lank al ons senior lidmate besoek, bedien, vertroos, bemoedig. Hy en Hester lê einde van hierdie jaar lê hulle die tuig neer wat dit betref, en ons wil vir julle twee sê uit die diepte van ons hart, dankie. Dankie vir die liefde waarmee julle dit gedoen het, die oorgawe. Ons senior lidmate bly vir ons spesiaal en ons dank die Here, Dominee Anton en Hester, vir die gawes wat hy ook in julle vir ons as gemeente gegee het. En ja, wees net seker van ons grootste waardering. En daarom wil ons vandag ook die blomme vir julle gee. Julle mag dit na kerk saamvat en gaan geniet. Wat ons meelewing betref, broeders en susters, Annelie van Skalkwyk se pa hulle is woonagtig in Namibië. Hy is die afgelope week oorlede, sy is in die buiteland. Ons dink aan Annelie, ook in hierdie tyd. En dan is daar vir Tiaan en Chantay Opperman, 'n dogter Kilian, hy gebore. Ons is baie dankbaar daarvoor. Sy is egter tans in die hospitaal, waar sy nog verpleeg word. Ons vra u voorbidding ook vir haar, en dan uiteraard vir oupa en ouma Elise en Johan Opperman, ook waar hulle kinders bystaan in hierdie tyd. En dan is daar nog 'n eersteling gebore vir Yuri en Amanda van Aswegen. Ons is saam met hulle so dankbaar vir hierdie groot geskenk van die Here. En dan, broeders en susters, Jenny, is jy net oorskakel? Bedien ons vanoggend die doop aan klein Franco Klein. Hy is 'n seentjie van Francia en Neil Klein vanuit die verre Nieu-Seeland. Ek dink Francia het die begin van hierdie jaar vandag se doop met my gereël of probeer reël. So ernstig is hulle gesê, ons kom hierheen, ons wil graag ons seentjie hier kom doop. Weet hulle leef in 'n wêreld wat gesekulariseer is, en hulle band met die Here, met sy kerk, is vir hulle geweldig belangrik, en hulle is mense wat gereeld inskakel op ons eredienste, saam leef, saam aanbid, en ons is dankbaar dat ons vandag vir hulle die geleentheid gee. En daarom is ons ook dankbaar saam met Fransie en Paul, oupa en ouma Charlotte Klein, en dan ook al die familie wat hier is, die sissies, boeties, ek sien hulle sit almal hier, ook wêreldwyd is daar familie wat inskakel om hierdie sonderse oomblik
in Klein Franco se lewe. Om daarin deel te hê, getuies te wees van wat die Here in sy lewe doen. En ons vra ook dat die Here ons daarin sal seën. Ons verklaar nou dat ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons lofpsalm tot eer van die Here is Psalm 95. Ons sing daarvan vers 1, 2 en 3. Dis die is op bladsy 479 vers 1, 2 en 3 Psalm 95. Kom ons doen nou 'n saambelydenis van ons ongetwyfelde Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Op die 3de dag het hy egter opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar na die hemel. En hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader,
waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Die Here het ons in sy gemeenskap ontvang, broeders en susters, met sy seëninge. Hy verlustig hom in ons, sy kinders. Maar omdat ons aan hom behoort, vra hy ook ons liefde. Kom ons luister hoe som die Here die wet vir ons op in Matteus 22. Ek lees vanaf vers 34. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het hulle bymekaar gekom en een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom 'n vraag gevra en probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Kom ons antwoord hierop, broeders en susters, met lied 245. Ons sing daarvan vers 1 en vers 3. Ons gaan nou daartoe oor, broeders en susters, om die sakrament van die doop aan klein Franco te bedien. Hoekom bring ons kinders om gedoop te word?
Dink ons in hierdie gemeente is so bevoorreg die laaste tyd letterlik elke Sondag bring ouers hulle kinders om gedoop te word. Waarom? Hoekom? Dink in die heel eerste plek omdat hulle kinders sien as God se geskenke. Psalm 139 kan 'n mens sê vir ons, hulle is 'n stukkie kunswerk van die Here wat hy aan bepaalde ouers gee en toevertrou. Sê, maak hierdie kind vir my groot, dat hy my kan ken en kan lief hê. Ons bring ons kinders om gedoop te word, omdat ons God en sy beloftes hoog ag. Daaraan vashou en hom ook wil gehoorsaam as sy kinders. Weet jy, by elke doop doen ons in die heel eerste plek, of kom ons met 'n geweldige belydenis. Ons erken iets geweldigs wanneer ons kinders bring om gedoop te word. En dit is dat hulle soos ons in sonde ontvang en gebore is. En dat ons daarom onder die toren van die Here staan, dat ons slegs in die koninkryk van God kan inkom as ons opnuut gebore word. Dit in die eerste plek. Maar ons bely in die tweede plek daarmee saam, en dit bely ons met die grootste dankbaarheid en die grootste vreugde in ons hart, dat dit God self is wat hierdie stikkende, gebreekte verhouding tussen ons en hom kom herstel het. En hy doen dit in wat ons ken as sy genadeverbond. En hierdie genadeverbond van die Here gaan ver terug in die geskiedenis. Reeds vir Abraham, die vader van die gelowiges, van alle gelowiges, het hy gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dis 'n blywende verbond. En wat was die inhoud van hierdie verbond? Die Here sê, ek sal vir jou 'n God wees en ook die God van jou nageslag. In die Ou Testament was die teken van die Here se genadeverbond 'n bloedteken. Want Christus moes nog met sy bloed, met sy sterwe, moes hy nog versoening bewerk tussen God en ons. Volkome versoening. Maar is dit altyd 'n bloedteken, die besnydenis in die Ou Testament. Maar nadat ons Here Jesus Christus hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n finale nuwe wyse bevestig het, het hy die doop gegee as teken van God se genadeverbond met ons en ons kinders. Die doop, water, soos wat water ons skoon was, sê die doop, so was Christus deur sy bloed ons skoon van al ons sondes. Reinig hy ons daarvan. En nou het die Here dit as teken gegee en as seël, as waarborg van sy genadeverbond met ons en ons kinders. Wat beteken die doop? Ons word gedoop in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En 'n mens kan sê, dit is 'n regeringsverandering wat kom. Die Here bevestig met die doop dat hy ons in sy verbond insluit, dat hy ons as sy kinders aanneem en ons deel laat hê aan al die ryke voorregte van hierdie verbond. Ons en ons kinders
word aan Christus verbind. Hy wat ons sonde deur sy bloed afwas. Ons doop is 'n versekering dat God die Heilige Gees in ons wil woon, in ons wil werk. En so verseker die Heilige Gees ook vanoggend vir Franco, ek gaan in jou woon, ek gaan in jou werk, om ook jou lewe al meer en meer te vernuut na die beeld van ons Here Jesus Christus. Die doop is daarom wonderlik die inlywing in die kerk van die Here, in die geloofsgemeenskap. Daarom moet ons hierdie kindjie met blydskap ontvang in ons midde. Maar vandag is sy doop ook vir ons elkeen 'n herinnering aan ons doop. Dit bly 'n dringende oproep aan ons, lewenslank, om die Here lief te hê van harte, om te vertrou en te dien. Ou kinders moet gedoop word, omdat, as ek dit so kan stel, God 'n hart het vir kinders. Omdat God reg van die begin af kinders ingesluit het in sy verbond. Daarom kry ons dat gesinne in die Nuwe Testament gedoop is as pa of ma tot geloof gekom het. En al verstaan kindertjies as hulle gedoop word, dit nog nie, verander dit niks aan die absolute geldigheid van die beloftes waarmee die Here na hulle toe kom nie. Ek dink wat ons vandag sien, beklemtoon net weer die wonder dat God uit vrye genade, sonder enige verdienste van ons kant, die inisiatief neem in ons verlossing. Dat hy eerste kom en sê, ek gryp jou, jy's myne. Ek gaan met jou op pad loop as my kind. In die doop aanvaar ouers die verantwoordelikheid om hulle kinders, soos wat hulle groter word, te leer om hulle doop te verstaan. Ek sê baie keer in doopouers, ons beklemtoon verjaarsdae, ons vergeet doopdatums. Ook dit moet ons vier in ons kinders se lewens. En ouers moet hulle vertel van hulle doop, van die betekenis daarvan. En ouers moet 'n voorbeeld vir hulle kinders wees in die uitlewing van die geloof. Al die grootste geskenk wat ouers vir kinders kan gee is dat kinders kan sien, my pa en ma het die Here regtig lief. Nie uit gewoonte nie, maar my pa en ma het die Here regtig lief en dien hom. En dit is waartoe die doop ook die ouers oproep. En hulle kan steeds vir hulle kinders gaan bid, gaan pleit by die Here op grond van sy beloftes. Ek gaan nou vra dat Neil en Francia vorentoe kom antwoord op die vraag, en dat hulle sommer vir klein Franco saambring, asseblief. Julle Francia, en julle in jou arms, is julle Gods geskenk. Ons praat nie week, kunswerk van die Here wat hy vir julle gee en sê, maak hom groot, dat hy my kan ken. En ek dink in die wêreld waarin julle leef,
is die uitdaging nog groter, ook vir julle twee. Maar ons ken julle harte, ons ken julle ingesteldheid om ook vir Franco op te voed, dat hy sy Here kan ken en kan lief hê saam met julle. Nou vra ons julle om opreg op die volgende vraag te antwoord. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is, en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. Beloof julle, neem julle voor hom, klein Franco van wie julle die ouers is, en hierdie leer na die beste van julle vermoë te onderrig, maar ook te laat onderrig. Nou Neil en Francia, wat is hierop julle antwoord? Na die doopsbediening, broeders en susters, sing ons lied 192, daarvan vers 1 en vers 2, dit is dan direk na die doopbediening. Franco Paul Klein, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Neil en Francia, ons wil graag vir julle hierdie Bybel gee. Dis Franco se. En die bedoeling van ons susters as hulle dit gee is, gebruik dit om hierdie kind die grootheid en die goedheid van sy Here te leer ken. En mag die Here vir julle daarin baie seën, hoor. Kom ons bid nou saam. Ons Hemelse Vader, ons dankie vir u grenslose liefde, die grenslose genade teenoor ons en ons kinders. Ons dankie dat
Neil en Frans help vandag vir klein Franco kon bring in gehoorsaamheid om die teken van u genadeverbond te ontvang. Sigbare teken, 'n waarborg van u ryke beloftes ook aan hom. En ons bid Here dat u kragtig en Franco sal werk deur u Gees, dat hy met sy hele hart sal lief hê, soos wat hy al beter gaan leer ken. En mag hy u ook met toewyding dien en bly dien tot die einde toe. Geen vir hom volharding daarin. Ons bid dat u vir Neil en Fransia sal lei en hulle opvoeding van hom, hulle begeleiding van hom ook op die wonderlike pad van die geloof. Ons bid dat u hulle harte in die eerste plek vol sal maak van liefde vir u. Van oorgegewenheid aan u. Dat Franco dit kan sien. Dat hulle om saam met hulle sal neem in aanbidding en verheerliking van u. Geef vir hulle al die wysheid wat hulle hiervoor nodig sal hê. U mag hulle ook volhard in die geloof. En ons dankie dat ons vandag so die wonderlike gemeenskap van gelowiges wêreldwyd mag beleef. Een in geloof, een in hoop, een in liefde. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Okay, julle. Kom ons lees saam, broeders en susters, uit die woord van die Here uit Lukas 2. Lukas 2, ons lees vers 1 tot 20. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Sirenius gouverneur was van die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en die geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê." Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehae het."
Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan reguit Bethlehem toe, om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen, en kry vir Maria en Josef en die kindjie, wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou, en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan, terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles, net soos dit vir hulle gesê is. Ons lees tot sover. Ek wil graag vers 7 weer vir ons lees. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring, en hom in doeke toegedraai, en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Nou my liewe broeders en susters, in Kersfees aanbiedinge ook hierdie tyd van die jaar, word die geboorteomstandighede van ons Here Jesus Christus geweldig geromantiseer. Weet jy, ek dink dit gebeur tot so 'n mate, dat die uiterste vernedering wat ons Here Jesus al hier deurmaak, eintlik so maklik ongemerk by ons verby kan gaan. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring, en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. So staan dit opgeteken in die woord van die Here. En dit is nie maar net 'n terloopse opmerking, 'n kantaantekening in die geskiedenis nie. Dink wanneer 'n mens hierdie woorde werklik deurdink, dan hoor jy in hierdie woorde 'n diep snik in die geskiedenis. Vir God se seun was daar geen plek nie. Hy sê op 'n krib aangewese as hy na hierdie wêreld toe kom. Nou, die omstandighede hier rondom, broeders en susters, dit ken ons baie goed. Die magtigste man van destyds, Keiser Augustus, wil 'n groot sensus doen. Hy wil tel hoeveel onderdane hy het. En vir hierdie doel moet elke Romeinse burger, elkeen van hulle moet na sy vader stad toe gaan. Terug na die plek van sy herkoms, om daar aangeteken en getel te word. En so gebeur dit dan dat Josef en Maria na Bethlehem toe gegaan het. Die Dawidstad. Dit was blykbaar 'n moeisame reis van ongeveer 112 kilometer, wat Josef saam met sy swanger vrou aangepak het, in opdrag van Keiser Augustus.
Bethlehem self, broeders en susters, kan ons sê, was eintlik maar 'n klein gehuggie destyds. En met hierdie sensus wat Augustus beveel het, kan ons baie goed indink dat hierdie plekkie tot oorlopends toe vol van mense was. In die herberg, so lees ons, kon Maria en Josef nie meer oornagplek kry nie. Hulle sou elders 'n heenkome moes vind. Nou tradisioneel, broeders en susters, word daar gesê dat hulle uiteindelik in 'n stal tereggekom het om te kan oornag. Maar die Bybel praat net van 'n krib. Het kon 'n stal gewees het, maar dit kon ook 'n gewone armmanshuisie gewees het van destyds. Dit was 'n tipe eenkamerhuisie. En in die middel was daar 'n verhoogie gebou waarop mense gewerk het, waarop hulle geslaap het. En rondom hierdie verhoogie het dan hulle diere oornag. Dit is 'n moontlikheid. As hulle slaap, is die diere daar rondom hulle. Ons selfs 'n grot gewees het, ons weet nie. Maar mense het destyds baie keer ook grotte gebruik as huise, as oornagplekke. Watter tipe huisvesting dit ook al was, die feit bly dat toe Jesus daardie Kersnag gebore is, hy deur sy ma, deur Maria sy moeder, in 'n armoedige krib neergelê moes word. Ek sit vanoggend net weer en dink jou in God se seun, ons verlosser, ons Here, in 'n krib. Dis al plek wat vir hom daar was. Besef goed, broeders en susters, wat hier gebeur. Die hemelse koning, ons Here Jesus Christus, is van al sy heerlikheid ontneem. Daar was vir hom geen koninklike paleis toe hy aarde toe gekom het nie. Geen groot troon van majesteit vir hom nie. Geen troongeeste wat hom hier verwelkom nie. Geen gesandte uit die hemel wat hom begroet nie. In die Dawidstad moet daar vir hom 'n plekkie gesoek word. En die koning van die heelal kry 'n plekkie tussen diere. Nou my liewe broeders en susters, hierdie dinge was nie toevallig nie. Dit was alles volgens God se raadsplan. Weet jy, dit was alles deel van sy diepe vernedering, wat hy as ons verlosser vir ons moes deurmaak. Hy die eniggebore seun van God. So lees ons in die Nuwe Testament, Filippense. Hoe hom van sy goddelike heerlikheid ontledig.
Hy moes die gestalte van 'n slaaf aanneem. Hy moes die onwaardigste mens onder die mense wees. Aan hom moes geen heerlikheid wees dat ons hom sou begeer nie. So praat die profete in die Ou Testament oor sy koms. En so het hy ook gekom. Dan nie om gedien te word nie. So kom hy in hierdie wêreld in om vir jou en vir my te kom dien tot die uiterste toe. Waardeur is hierdie vernedering, hierdie ontlediging van ons Here Jesus veroorsaak? Dink die vinger wys na ons toe, na my en jou toe. Dis ons sonde wat dit vir hom noodsaaklik gemaak het. Ja, verpligtend gemaak het. Om so na hierdie wêreld te kom. Ons sonde het hom 'n mens sonder heerlikheid gemaak. En weet jy, as 'n mens stil verslae by die eenvoud van Bethlehem gaan staan, as jy stil verslae dink oor die armoede daar by Bethlehem, dink dan moet ons begryp, broeders en susters, dat die vloek van die kruis, wat later kom, die kruis later, reeds al hier oor die krib hang. Hier alreeds begin sy lyding om ons te kan verlos. Hier begin sy lyding wat al hoe groter, al hoe tenser gaan word. Hier lê hy nog in 'n krib. 'n bietjie later hang hy aan 'n kruis. Hier lê hy nog in doeke. En hoe hang hy in die kruis? Nakend. Nou is daar nog herders en wyse manne wat by die krib neerkniel. Maar as hy later aan die kruis hang hy daar in totale verlatenheid. So erg dat hy moes uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Weet jy, met die gestrooptheid van hierdie hemelse koning, sit die wêreld bietjie verleë. Dis vir hulle verskrikking. En daarom roep dit om verdoeseling. Daarom word dit verberg met allerlei versieringe en liggies. Die feite word eintlik ontvlug. Hierdie feite toe te plak met allerlei mooi versierde papier. Of om alles te romantiseer. Baie keer word die krib begrawe onder 'n waafvrag geskenke. Ek en jy
moet as gelowiges die armoedige geboorteomstandighede van ons Here Jesus Christus, moet ek en jy ook maar vierkantig in die oë kyk en op geen manier probeer verdoesel of te probeer sy stap nie. Want die Bybel stel dit pertinent voorop. Toe die engel later die geboorte van Jesus aan die skaapwagters bekend maak, sê die engel van gaan soek 'n kindjie wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Dit was die uitkenningsteken van ons middelaar. In die armoede van Bethlehem moet ek en jy ons eie toestand sien. Maar dan ook die geweldige prys wat ons Here Jesus Christus bereid was om te betaal. Om ons te kan verlos. 'n Prys, soos wat die Bybel sê, van totale ontlediging van sy heerlikheid as die Seun van God. Ontlediging, sodat hy later my en jou kan laat deel in die kruisverdienste heerlikheid wat hy vir ons bewerk het. Ek dink om ons diepste Kersfees te beleef. 'n Mens kan self sê om die rykste Kersfees in jou lewe te beleef, moet ek en jy die geboorte van ons Here Jesus met die regte gesindheid herdenk. Weet jy, by die krib, by Jesus Christus, is daar geen plek vir 'n mens vol eie geregtigheid nie. Daar's net plek. Daar's net verlossing. Vir 'n mens wat in die grootste nederigheid neerbuig voor hom. Met 'n gebroke hart en verslae gees. Daar's net plek vir mense homself soos die tollenaar op die bors slaan en sê: O God, wees hierdie sondaar genadig. Here, wees hierdie mens genadig. Want weet jy, geen skepsel kan so arm wees. Geen sterweling so verstote, geen sondaar so groot, of daar is vir jou plek, by Jesus Christus, die verlosser van hierdie wêreld. Hy het arm geword, hy het homself ontledig, hy was gehoorsaam tot in die dood, sodat in jou en my leen armoedige lewe, sodat daar in ons lewe 'n fees kan aanbreek. Die fees van sondevergifnis. Die fees van ontelbare hemelse skatte en rykdomme in Jesus Christus. Die fees van God oor my lewe en God in my lewe. Die fees van 'n komende heerlikheid saam met Christus. Wat ons nie kan indink nie.
Vergeet my dit, broeders en susters, om dit vir Neil en Fransie ook vandag te sê. Mag dit ook julle opvoedingsboodskap in Klein Franco wees, in die wêreld waarin julle leef. Begelei hom deur die woord van die Here, bid vir hom. Help hom om saam met julle in Christus feesgangers te wees. Nou reeds, maar op pad na die magtige verlossingsfees wat kom. Amen. Kom ons sing saam, lied 354, ons sing daarvan vers 1, vers 2 en vers 4, en daarna gaan ek vir ons bid. Ons hemelse Vader, ons dankie dat U U seun gegee het, sodat ons die lewe in Hom kan hê. Ons dankie Here vir die geweldige pad van vernedering, dat U seun bereid was om deur te maak. Van sy geboorte af tot daar aan die kruis. En dit om ons te kom dien, om mens te kom word, om ons sonde te dra en daarvoor te betaal. Daarom bid ons Here, waar ons hierdie feestyd ingegaan het, dat dit werklik vir ons in ons huise saam met ons kinders, dat dit werklik vir ons 'n Christus fees sal wees. Mag ons met nuwe waardering nadink oor alles wat hy vir ons kom doen het,
wat dit alles van hom gevra het, wat dit hom gekos het. En mag ons harte opnuut vervul word met die grootste dankbaarheid. Maar daarmee saam bid ons ook, Here, dat U sal gee deur die kragtige werk van U Gees, dat ons elkeen in Christus voluit sal lewe. Met dankbaarheid, met blydskap, met verwagting, as nuwe mense. Mag dit uit ons uitstraal, ook in hierdie Kerstyd, dat ons Jesus Christus persoonlik ken, in hom is, een met hom, die groot gawe van die geloof, wat U vir ons gegee het. Seën vir ons daarom, as gesinne, as families, in ons samekom, in ons eredienste, mag U verheerlik word. U mag ons steeds verwonderd staan oor wat Christus vir ons kom doen het. Geef vir ons 'n mooi Sondag. Mag dit 'n tyd wees ook van gemeenskap met U. Mag ons in Christus ook op hierdie dag by U tot rus kom. Ons bid dit in Sy naam. Amen. Die kollekte is vandag, broeders en susters, wat U by die deure kan afdra of elektronies kan inbetaal, is vir die diakonale kas en dan vir die emeritaatsfonds. Kom ons sing ten slotte saam lied 344, daarvan vers 1, 2 en 3. Daarna bly U staan om die seën van die Here te ontvang. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.
Net 3 afkondigings, broeders en susters, voordat ek vir Dominee Anton aan die woord gaan stel. Gelofte dag erediens is eerskomende Dinsdagoggend om 9:00. En by die Gereformeerde Kerk Bellville, het nou al agtergekom dat ons Bellville en die VGK baie gesamentlike eredienste het. Dis Dinsdagoggend 9:00 daar, en dan moet jy in die boodskapper mooi let op die eredienstye in die res van Desember maand. Dis ons eie eredienstye en die reëlings daar rondom. En dan het Ria Breed vir my laat weet, sy is by Caritas redelik dringend op soek na 'n enkel bed en 'n klerekas vir iemand daar. As jy kan help, kontak gerus net vir Ria Breed. Goeiemôre broers en susters. Ek wil eerstens baie dankie sê vir die blomme hier, maar ek kan nie anders as om baie dankie te sê vir almal van u, die bejaardes met wie ons soveel jare saamgestap het nie. Hierdie is nou al my 4de afskeid hier in die Kaap. Toe ek klaargemaak het by die tronk en hulle my ontslaan het, toe het hulle daar afskeid van my geneem. Toe ek by Kaapstad klaar as predikant was, het hulle afskeid geneem, toe ek Parel toe, en daar het die Parel van my afskeid geneem, en nou is dit die 4de een. Daar's een wat daarom nog hou. Ek is nou al 35 jaar by Crossroads betrokke, en hulle het my nog nie daar gevra om te gaan nie. So ons vertrou, ons sal nog 'n lang paadjie saamloop, en ja, ek wil net dit noem, baie van u het my miskien min gesien, veral die van u wat nog sterk en kragtig is. Ek het my altyd al gekonsentreer op die wat by die huis is en nie so baie besoek ontvang nie, wat ons nie so baie hier by die kerk sien nie. So ek vra verskoning vir die wat ek 'n bietjie afgeskeep het. So 150 lidmate, dis omtrent 'n gemeente wat ons nou vir Dominee Reinder oorhandig. So baie sterkte daarmee. En dan ons onthou net die vrolike veterane gaan aan. Ons bestuur het alweer groot planne vir volgende jaar. So kom ons gaan aan met ons uitstappies. En ja, ek het vanoggend gekyk aan hoeveel mense langs die pad het ons verloor wat nog sterk was toe ons ontmoet het en wat ons nou al verlaat het. Dit maak mense hartseer, maar baie dankie vir julle wat nog hier is en met wie ons nog 'n mooi pad sal loop vorentoe. En Hester kla, niemand kuier hier nie, jy moet asseblief kom kuier.